Baie dankie vir hierdie wonderlike geleentheid dat ek en Susan ons 50ste bedieningsjaar hier kan vier vandag. Vandat ek afgetree het so 12 jaar gelede, was ek al die tyd nog steeds besig. Ek is nog steeds by Elandspoort, 1 keer 'n maand, betrokke en met ander dinge, en ook by Stoffberg, daar aan die kant Middelburg. Ek het ook 3 jaar vir Springs bedien, toe Leo van Skyk in die kerkverband gekollekteer het, en nog so 6 ander gemeentes gehelp, nadat ek nou geëmeriteer het. Maar goed, dit was nou die 4 gemeentes. Ek gaan dan maar net so 'n bietjie kronologiese volgorde gee, en kortliks iets oor elkeen sê, baie min, want ons het nie baie tyd nie. Nou, Woester is die eerste gemeente waarin ons beroep is. My naam staan daar op daai naamplaat, steen. Dis 'n veselglastoring daarie. Dit was 'n klein gemeentetjie, maar 116 belyne lidmate, net 116 en die helfte was blind. Woester se skool vir blindes en die werkswinkel vir blindes. As iemand kon sien, was hy op die kerkraad. So, daai toring wat julle sien, is 'n veselglastoring, en die koerante was vol, want dit is die eerste kerk wat 'n veselglastoring gekry het. Maar in Woester, die van julle wat Woester ken, weet dat die wind geweldig daar kan waai. En 2 weke nadat ons hom opgerig het, toe lê hy in die straat. Toe is ons weer in die koerante vol van die wonderlike toring wat een oomblik staan en die volgende oomblik lê hy. Maar toe het ons hom daarom nou weer opgesit gekry. En die volgende foto, sien julle, die ronde sirkeltjie is nou maar ek, en langs my staan professor SP van der Walt, dis meneer in gebruikneming van die kerk, en dan tussen ons 2 staan om Jan Smit, met die wit das. Geen wonder dat ek is die 5de Maart is ek daar bevestig, die 7de Maart verjaar ek, en wat se verjaarsdagpresent kry ek toe, van om Jan en die ander? 3 wit dasse. Want sê die mense, ek preek nie goed genoeg sonder 'n wit das. Nou ja, ek het my wit das nogal dit uithandig te pas gekom, toe ek 'n NG dominee, Neil Leroux, 'n student, in sy ampt moes bevestig in Botha Sig eintlik, in die Kaap, toe kon ek daai wit das aansit. Maar om Jan was ook 'n kruisdopper, hy en sy broer Sarel Smit. So as ek nou gepreek en gesê het, ons leef gelukkig in die oorwinningtyd van Jesus Christus, hy is nou koning, dan het om Jan en om Sarel vir my gewag in die konsistorie en gesê, maar wat se nonsens praat ek nou? As ek na die wêreld kyk, lyk dit nou miskien vir julle asof Christus regeer. Dis die duiwel wat regeer, né? Hulle het geglo in die 1000-jarige vrederyk, né? Die Gileaste, hulle is genoem die kruisdoppers. Baie interessant, maar goed, dit is Woester. Nou ja, ek en Susan was daar toe die gemeente 40 jaar oud was, dink ek, of 50 jaar oud was ons vir die feesvieringe daar. Volgende gemeente was Bellville Oos, is 'n jong gemeente. Elke gemeente waar ek was, moes 'n kerkgebou bou. En dis Bellville Oos se kerkgebou. Nou, 'n klomp ingenieurs het daai kerkgebou ontwikkel en gebou, en dit is die treurigste kerk wat ons gebou het. Daar was nie regtig argitektoniese mooi insette nie. En toe ek nou daarna uit die Boland kom na Pretoria toe, was ek na Pretoria Booysens beroep. Daai kerkgebou het te klein geraak, en toe het ons op die hoewe 5 hektaar gekoop, en ons het daai kerkgebou gebou op die hoewe. So dit was Andeon. En daarna is Wapatransen, en hy sien, dit is nou sommer 'n kerkgebou daai. En mooi en pragtig en groot, en baie vreugde hier ervaar. Dit was die boukommissie, as julle hulle nog herken, van hier van Wapatrand, Louis de Klerk regs agter, hy was ons regsman. Ek dink hier het iemand van die steiers afgeval, 'n swart man, hy is oorlede, en Louis moes die saak vir ons deursien, ons het 'n kompensasie betaal. En dan Gert Opperman, Gert, is jy hier? Ingenieur, hy het ook die Reservebank ontwerp as ingenieur.
Hy het in Frankryk studeer en toe skryf hy sommer sy proefskrif ook in Frans. En Bertus hier, hy is ons bestekopnemer, en links voor Manfred Kuster, hy was voorsitter, Jan Meyer was die argitek, Gert Nienaber, hy was nie 'n bouer nie, maar ons het eienaar bouer gewees, hy was ons bouer, ja, en toe was ek ook daar. So dit is die boukommissie. Nou, dis 'n suster saamtrek wat hier in Wappatrand gehou is. Die nuus van die ding is eintlik dat ons die suster saamtrek wou hou, maar ons wou 'n aftak oor die amfitheater hê. Jan en ek kry toe 'n kwotasie vir R60,000. Die suster sê, hulle het R60,000, ons sit die aftak op, maar die eerste kerkraadsvergadering daarna, toes al wat ingenieurs op ons en hulle sê, maar wil ons hê die ding moet op die mense inval, hy's hopeloos ontwerp, hy hopeloos te swak. En as julle vandag gaan kyk, sal julle sien, omtrent al daai pilare is dubbel versterk, en hulle is behoorlik teen die mure vasgebou, ensovoorts, sodat hy nie kan intuimel nie. Nou ja, hier is ons nou met 'n potjiebraai gewees, Theo van Blerk, Dominee Theo van Blerk, party van julle ken hom seker, hy was maar so 2 of 3 jaar hier by ons, né? Nou, ek self en Jaco, nou van Jaco gepraat, hy is nou die seremoniemeester vandag hier, weet julle hoe het hy hier gekom? Ek was 'n kurator van Potchefstroom, en met ander woorde, ek moes nou vergaderings bywoon en studente eksamineer, en ek het nie vir Jaco geken nie, en ek kom daar, en ek moet sy Ou Testamentiese preke eksamineer, en eksamen aflê in Ou Testament, Openbaringsgeskiedenis, kanoniek, besondere kanoniek, en ek sê, maar wat 'n wonderlike man is dit hierdie, nee, hy glimlag, en hy is vriendelik, en hy weet alles, en hy kry 85% vir sy eksamen, en vir sy preke. En toe kom ek terug, en ons moes toe iemand beroep, toe sê ek vir die kerkraad, ek noem maar net die naam van Jaco, en ek vertel julle maar net hoe is hy, en hier is hy nou vandag, nee, wonderlik. Ja, en dan Bernard, en die ander een kan ek nie onthou, wie dit was, nie een van ons kan nie. Ja, goed, volgende een, ja, wanneer was dit nou? Ek dink toe ons 97 toe ons presies 20 jaar in die gemeente. Ons het 87 gekom, net 10 jaar in die gemeente. Ja, goed. En ons het elke jaar met die seniors na Tsepies toe gegaan, Klein Tsepies, want ons het 'n hele week gekuier, en daar kuier die klomp, Veronica en Gawie, en Gonda, Kempe, ensovoorts. Ons het die heerlikste weke gehad, daar, ons het die hele oor vir onsself gevat. Jaco, hier sê jy nou weer. En dit is nou met die emeritering, so 12 jaar gelede. Goed. Ek dink julle moet saamkom, asseblief. Nou kom staan nie by ons, asseblief, ek wil. Nou, ek hoop as iemand wat nou weer 'n foto gaan neem. Klaasie staan hier so asseblief. Ek wil net so kort woord van gelukwense en ja, dankbaarheid sê van ons kant af, maar voor ek dit wil begin, wil ek daarom net opmerk, ek dink haar eerste foto by Woester, met die rooi kringetjie om, ek wonder of dit 'n stralekrans is. Weet julle, ek wil op 'n persoonlike noot begin, van wanneer ek nou van ons kant af vir Klaasie geluk sê en saam dankbaar wees, en dit is nou juis waar hy eintlik ook by aangesluit het, net toe ek nou so 15 jaar gelede hier by die gemeente aangekom het, toe sê hy vir my, Jaco, ek is nou jou kerkpa, en dit is presies wat hy was. Hy was 'n kerkpa gewees, vir my, spesifiek, maar ook, dink ek, sekerlik ook vir Wilhelm, wat die ander predikant, jong predikant was, wat toe nou net daarna, so omtrent 'n jaar daarna daar aangesluit het, maar so 'n vaderfiguur, so rustig, so vol wysheid, nee, om te help met die ops en die afs van hierdie groot gemeente, die rus en die onrus van hierdie gemeente, om te help om dit te kan deurleef en hanteer. En dis wat vir my nog steeds van jou voorop staan, hoor Klaasie. Ek bedoel, mense so baie dinge kon sê, kerkbouer extraordinair,
kerkvormer. Wie dink aan die nagmaalglasie sages van die 1990s? Glasie huistek. Kerkleier. Kerkleier op groot kerkvergaderings. Maar dit is vir my die vaderfiguur wat voorop staan, hoor. Vir my en vir Willem, 2 jong manne wat daai tyd hier aangekom het, maar so was jy vir die hele gemeente gewees. Dink altyd die belange van die hele gemeente vir ons op die hart gedra. En ons net so saamgeneem. Altyd net so 'n bietjie getrek en laat ons nie in 'n gemaksone verval nie. Kom, ons moet bly beweeg. Ons moet vir hierdie tyd kerk wees, maar dit op so 'n manier gedoen dat ons nie verwilder geraak het nie. So op 'n minsame manier dat ons net moet ook met daai selfe vriendelike glimlag dat ons nie gevoel het nee, nou wil ons opstandig raak nie. Soos 'n vaderfiguur. Dis wat hy vir hierdie gemeente en ek seker vir al die gemeentes was in die. Die ander ding wat ek net wil sê is die energie. Hy het ons daai tyd al moeg gehad, hoor. En ons was die jong manne gewees. Maar vandag nou nog om te dink 12 jaar na emeritaat om te kan nog by gemeentes betrokke wees. Dis 'n wonderlike gawe wat die Here vir jou gegee het, hoor. En ek dink saam daarmee wil ons ook vir Susan haar eer en vir die Here ook dank vir haar en dat julle saam ook as egpaar in die bediening kan wees nou vir 50 jaar lank. Vir die leiding wat sy gegee het, vir die harde werk en op 'n manier ook gehelp en voorgeloop het in die gemeente. En ons besef, maar gesondheid is op hierdie stadium nie altyd so wonderlik nie en ons weet die Here is ook met julle daarby, hoor, maar ons dank die Here vir julle albei. 'n Laaste ding wat ek wil sê is al die ander gemeentes waarby julle was, is ek seker dit ook dank die Here vir julle, maar ek wil net een briefie lees en dit kom uit die Kaap uit. Is Dr. Pieter Binkel en sy vrou Mariaan. Hoor net wat skryf hulle. Dit is 'n baie mooi en goed dat Dr. Huystek se diensjare in die koninkryk van God in herinnering gebring word. Ek dink terug aan geseënde jare saam, veral in die Boland. Sy leierskap het hier pragtig gedui. Hy is en was altyd 'n positiewe spanmens. Vir mevrou Susan Huystek het ek ook groot agting. Sy's 'n moedige mens. Mooi wense vir 'n mooi dag opgedra aan mooi mense in hulle aktiewe bedieningsjare in die koninkryk van God. Ek dink ons kan almal daar dit net beamoen. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U op hierdie Sondag, so heerlike vroeg herfsoggend vir Klasie en Susan Huystek en dat U hulle as gawe aan U kerk gegee het. Dankie vir soveel genadejare en dat ons ook saam met hulle kan terugkyk en vir U die eer gee vir dit alles. Wees nou met hom as hy ons voorgaan in hierdie erediens en laat ons almal bewus wees daarvan dat ons U ontmoet hier en dat ons vanuit die ontmoeting met U vir mekaar ontmoet en van daai na die wêreld toe kan gaan. Om Christus ontwil. Amen. Die begewe om my hierin te laat nie, maar nou is ek hier en nou moet ek nou maar deur gaan vandag, nee. Kom ons maak dit mooi, ons maak dit goed. Ons woordem kom uit Psalm 36. Die Here, U liefde reik tot in die hemel en U trou tot in die wolke. U geregtigheid tot op die hoogste berge. Die reg wat U spreek tot in die dieptes van die see. Here, U sorg vir mens en dier. Hoe kosbaar is U trou, o God? U beskerm die mense wat by U skuil en in U huis geniet hulle oorvloed. U laat hulle drink uit die strome van U goedheid. En dan seën die Here ons vanmôre, lê ons die seën op by die seëngroet van Judas.
aan julle almal wat God die Vader uit die wêreld vir hom geroep het. Julle almal wat hy liefhet en wat hy deur Jesus Christus bewaar. Mag barmhartigheid en vrede en liefde in oorvloed aan julle elkeen geskenk word. Amen. 'n gedeelte lees uit 2 Timoteus 4. 2 Timoteus is Paulus se laaste briefie wat hy skryf uit die tronk in Rome. En hy skryf in die brief hoe Timoteus moet lewe en hoe hy moet leer, die mense moet leer. En dan gee hy ook pragtige riglyne vir ons lewe. Hy sê daar is 2 weë. En dit moet jy weet. In die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam. Dink maar vandag wat op Facebook en internet, Twitter aangaan, hoe mense mekaar beledig, sleg sê. En hulle sal ongehoorsaam wees aan hulle ouers. Ondankbaar en ongodsdienstig, hulle glo net in hulle eie denke en hulle eie verstaan. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal hooghartig wees. Hulle sal eerder liefde vir die genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn hê van godsdiens, dat hulle Christen is, maar die krag daarvan het hulle nie meer nie. Bly weg van sulke mense af. So Paulus sê vir Timoteus, onthou in die laaste dae is dit wat die mens sal word. Dit is korrupte mensdom, liefdelose mensdom, onversoenlik met mekaar. As mens nou na die wêreld kyk. En dan gaan hy aan en hy sê, maar jy, teendeel, maar jy het my nagevolg in leer, in lewenswandel, in volharding, in vervolging en ontbering, soos my te beurt geval het in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Watter vervolging moes ek nie alles verdien nie, maar die Here het my uit almal gered. Almal wat in Christus Jesus toegewy is en vir God lewe, sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. Maar jy bly in wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die heilige skrifte. Timoteus sy ouma was 'n Christen en ook sy eie ma. Hy ken die skrifte van kleins af. Louise en Eunice. Die skrif kan jou kennis bybring, wat tot verlossing lei, deur die geloof in Jesus Christus. Die hele skrif is deur God geïnspireer, is deur God geadem, deur God gegee. En dit het groot waarde in die waarheid, om in die waarheid te onderrig, om dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, 'n regte etiek, sodat die man wat in die diens van God staan, volkome voorbereid en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ons sien dus hoe belangrik die Bybel is as die bron om ons te leer, om geloof te vind, om in die Here te leef en ook om te weet om ons lewe in te rig. As jy die Bybel ken, dan spring die wysheid van God sommer van self in jou op en jy weet wat om te besluit en waarheen om te gaan. Nou, 'n mens het net een van hierdie 2 weë om te loop. Jy kan wees soos die goddeloses, liefdeloses, gulsiges, geldgieriges, of jy kan 'n kind van die Here wees wat versoend leef, wat dien en wat reg lewe. Vader in die hemel, ons dankie vir hierdie baie besondere môre.
In my en Susan, ons gesin se lewe, maar ook in ons almal se lewe. Want soos wat hy my gegryp het van kleins af, u kind gemaak het, my in die bediening geplaas het, so het u ons elkeen gegryp. U het die hand op ons gelê. U het ons 'n rigting gewys. U het ons bekwam. Sodat ons 'n pad vir u kan loop, 'n pad van diens, 'n pad tot u eer, 'n pad om die koninkryk te laat kom, waar ons kom en gaan, om 'n lig en 'n sout en 'n suurdeeg in die wêreld te wees. En daarom wil ons u almal, groot en klein, vanmôre dank vir wat u in ons lewe gedoen het. Of dit vir 70 jaar was, en of dit vir 3 jaar is, of 10 jaar, of 20 jaar. Here, u is groot en u is goed. Dit is soos wat Judas geskryf het. U het ons uit die wêreld gaan roep. Op u naam. Deur gebeurtenisse. U het ons harte warm gemaak. U het dit stil in ons gemoed gemaak. Ons het rus by u kom vind. En daarvandaan het ons rustig vir u gelewe. Al woel dit ook rondom ons en in die wêreld. Al skarrel die mense en die volke rond. Al beweeg ons in Suid-Afrika ook van die een uiterste na die ander uiterste. Dankie dat u ons God is en dat ons u kinders mag wees. Dat ons vanmôre hier mag sit en mag dink oor ons eie lewe. En u mag dank vir die wonder daarvan en die grootheid. God is goed en goed sonder end. En u genade in Jesus Christus ondeurgrondelik. En die wysheid van die Gees en die krag van die Gees wat ons het. Ons groot vriend wat saam met ons leef hier op aarde. Onbegryplik in sy grootheid. Ons bid dit om Jesus wil. Amen. Kom ons lees dan net so 3 versies uit 2 Timoteus 4 vir die preek. En ek sal dan nou maar, omdat die tyd min is, sal ek in die preek probeer kort gaan as ek kan. Ek sukkel maar om kort te gaan. Maar ek sal probeer. 2 Timoteus vanaf vers 6. Wat my betref, sê Paulus, ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet. Nou die woordjie drankoffer staan nie in die oorspronklike nie, daar staan net ek word uitgegiet. Uitgegooi, uitgegiet. Die tyd van my heengaan is voor die deur. Nou ja, dis ook 'n bietjie 'n parafrase. Daar staan eintlik net een Griekse woordjie. Die ankertoue word losgemaak. Maak die ankertoue los. So, ek word uitgegiet. Maak die ankertoue los. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig enduit volgehou. Nou wag daar vir my die oorwinnaarskroon van die lewe by God. Op die dag dat hy weer sal kom, sal die Here die regverdige regter, dink daaraan, Paulus is nou voor die onregverdige regter staan in Rome, sal die regverdige regter vir my gee, die ewige kroon, en nie net vir my nie, maar vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Nou, dit is 'n baie besondere dag, soos ons reeds gesê het, in ons lewe, ons gesin se lewe. En ek kyk terug op my lewenspad, bedieningspad van 50 jaar. Omtrent 10 gemeentes wat ek taamlik intensief bedien het. 'n Hele klompie nou na die emeritering, byvoorbeeld 2 Witbank gemeentes,
gehelp saamsmelt en transformeer en so ook by Kempton Park en by Silverton ensovoorts. As ek terugkyk, dan buig ek met nederigheid en ootmoed voor die Here neer. Hy my skepper, maar veral ook my herskepper. En so het hy ook vir Susan mooi gemaak, haar vir my gegee en haar ook herskep vir wat sy vandag is en so ook ons kinders. Ek het eintlik 'n baie wonderlike lewe gehad, ons gesin, want ons het geleef tussen mense wat die lig van die wêreld is en die sout van die aarde is. Mense wat ons feitelik enigiets vergewe het, 'n skewe kyk, miskien die rug wat ons op hulle gedraai het, valsheid wat ons dalk met 'n tyd verkondig het. Elke mens se tong kan gly en jou denke kan verkeerd wees. Maar daar was barmhartigheid, daar was toegeeflikheid. Hulle het ons reg gehelp, reg gelei. Hulle het ons versorg. Daar was tederheid, daar was ontferming. Nou, wie kan 'n beter lewe as dit wil hê? Tussen die mense van die lig, die sout van die aarde, opreg in hulle harte, opreg met ons gelewe, ons geleer en ons geskaaf. Ek het dit al dikwels van tevore gesê, veral in die gemeente van Wapatron, het ek geleer hoe om die Here te dien. Hierdie gemeente kan geweldig opoffer vir hulle huwelike, hulle kinders, vir die kerk, gedissiplineerde mense, altyd daar, jy kan op hulle reken. Hulle leer jou die pad van die lewe, en hoe om dit te stap, en dit is wonderlik. Maar hierdie dag sal soveel heerliker wees, as ons daarvan 'n moment kan maak vir ons elkeen, soos ons hier sit vanmôre. Kom ons dink elkeen terug, na waar die Here ons geroep het. Hoe oud was ek toe? Toe ek die eerste keer bewus geword het, dat die Here met my besig is, en dat die Here, soos Judas sê, my geroep het uit die wêreld. Hoe het ek die Here se hand ervaar, in die kleuterskool, en in die laerskool, en in die hoërskool, en universiteit. Waar is ek vandag? As ek terugkyk, hoe was my lewe? Hoe is my lewe op die oomblik? Wat beteken die Here op die oomblik vir my? Wat van môre? Miskien is ek baie siek, terminaal siek. My lewe loop uit. En waar gaan ek ween? Hoe sal dit vir my wees? En kom ons doen dit elkeen in ons eie lewe vandag, en ons dank die Here almal saam, elkeen vir sy lewe en sy herskepping. Nou, Paulus is op die oomblik in Rome. Hy is omtrent 64 jaar oud. Die mense, die navorsers verskil so bietjie wanneer hy nou regtig gebore sou gewees het. Is dit nou 3 na Christus, of is dit dalk nou 2 voor Christus, maar daar rond is Paulus gebore. Sy pa was 'n fariseer, groot fariseer. In Tarsus is hy gebore, sy pa toe as groot fariseer na Jerusalem toe getrek, en in Jerusalem het Paulus sy fariseïstiese opvoeding gekry, en onder andere by die teologiese skool van Gamaliel aangesluit. Daar was Hillel se teologiese skool, Gamaliel, hy het by Gamaliel, die groot leermeester, geleer van die Talmud, hoe die wette verstaan moet word van die Jode, hoe die Jode dink ensovoorts. Maar toe het hy later 'n Christen geword, ons kom daarop terug, en vandag is hy in Rome, omdat hy hom op die keiser beroep het. Festus wou Paulus, toe hy in Jerusalem was, vir die 5de besoek in Jerusalem, wou hy Paulus eintlik oorlaat om in 'n komplot van die Jode in te loop. En Paulus het dit te hore gekom, nogal deur 'n seentjie van sy suster. Sy eie suster het seun gestuur om Paulus te gaan waarsku, hulle gaan jou voorlê en jou doodmaak. En Paulus het die seentjie weer na Festus toe gestuur, en hy het Paulus dus so beskerm. Maar op die oomblik, toe hulle hom tog wou oorlaat om na Jerusalem te gaan, en die Jode wou hom in 'n lokval lei,
het Paulus gesê, ek beroep my op die keiser. Ek is 'n Romeinse burger, ek moet verhoor word, ek beroep my op die keiser. En toe het hulle gesê, koning Agrippa was toe ook daarbij en gesê, goed, op die keiser het jou beroep, na die keiser toe sal jy gaan. Maar in 'n droom het Christus al 'n hele tyd terug vir hom gesê, Paulus, jy moet moed hou. Jy het my naam oor die hele wêreld verkondig, maar jy sal ook nog voor die keiser staan. So, en nou gebeur dit. Nou, Paulus het aangekom, nadat hy skipbreek gelei het op die pad, en julle weet, by Malta het hy uitgespoel, en daar het 'n slang hom gepik, en die slang maar net afgeskit in die vuur, en die mense het hom toe aanbid as 'n god, maar uiteindelik kom hy toe in Rome aan, en daar het 'n paar broeders en susters hom tegemoet gekom, en hy was so bly daaroor om die Christene te ontmoet in Italië, en hy het moed geskep, hulle het mekaar gesien, en hulle het moed gevat, hulle is bemoedig. Maar toe het Paulus die eerste keer voor die hof verskyn, voor die regter, met die aanklagte wat nou gestuur is, deur Festus, hy het nie mooi geweet waarvoor om Paulus aan te kla nie, en die regters het ook nie mooi geweet wat om van die saak te maak nie, en hulle het toe maar gesê, goed, Paulus bly 'n gevangene, maar hy kan 'n huurhuis kry in Rome, en daar's 'n keiserlike wag, 'n wag wat hom sal oppas dag en nag, en dan sal hulle hom later weer, as hulle die saak verder ondersoek het, sal hulle hom weer inbring vir 'n verdere verhoor. Nou, dit was miskien een wag, en die wag is afgewissel deur nog een, miskien in die nag, en miskien ander wagte, maar later kan Paulus skryf en sê, weet julle dat die wagte wat my oppas, het almal tot bekering gekom. En dit is nou so wonderlik, en nou word ek nie meer opgepas deur vyande nie, maar ek word opgepas deur broeders, wat my versterk. Hy sê, want dit is maar baie alleen hier. Hy sê, net Lukas is by my. Ek verlang so na Timotheus, daarom skryf hy 2 Timotheus, sy laaste brief. Hy sê, Timotheus, jy moet tog asseblief ook na my toe kom, ek het jou nodig, en bring bietjie my reismantel saam, ek kry koud. En bring my Bybel saam, die perkamentrolle en die ander boeke, hy kon niks saamvat op die skip nie, bring bietjie dit vir my, ek mis die Bybel. En hy sê, en bring sommer 'n bietjie vir Markus Johannes ook saam. Julle sal onthou, Markus Johannes, die eerste sendingreis, hy was maar bietjie 'n sagte man, en hy so 'n end saam geloop, en toe het hy gesê, nee, hierdie werk is te swaar en dis te moeilik. Ons het te min kos, ons het nie slaapplek nie, ons word geslaan, ons word die tronke gegooi, en hy wil net heeltyd omdraai. En toe het Paulus mos nou vir Barnabas gesê, as ons weer op 'n sendingreis gaan Markus Johannes nooit weer saam nie. Hy maak ons wiele pap. En maar hier op die ou einde, na wie verlang Paulus? Na Markus Johannes, wat eintlik 'n Lewiet was, 'n neef van Barnabas. Bring hom, hy kan van my baie werd wees, né? So, Paulus sit daar. En dis die einde van sy lewe, hy weet, die einde is hier, hy is maar so 64 jaar oud, 65 jaar is nie baie nie. Nou, hoe vertroos die Heilige Gees hom? Lukas is daar, die dokter, en praat met hom. Maar die Heilige Gees is sy groot vriend. Ons lees dat toe Ananias sy oë geopen het, sy hande op hom gelê het, het daar iets so skille van sy oë afgeval, van Paulus se oë, en hy kon weer sien, en hy is vervul met die Heilige Gees. En hy was van daai tyd af, al die tyd vervul met die Heilige Gees. Nou wat sê die Heilige Gees vir hom en vir ons, as daai tyd in jou lewe aanbreek, dat jy oud word, en dat jy alleen word, en dat jy weer die dood kom, dat jy terminaal raak. Nou Paulus sê, daar's 2 dinge, net 2 woorde, wat vir hom gesê word. En net hierdie 2 woorde het hy nodig om hom te troos, deur die Gees. Die eerste van die 2 woorde is, ek word uitgegiet. Nou ja, die vertalers weet nou nie mooi wat om met hierdie, ek word uitgegiet te maak nie, nou sê hulle maar, jy word soos 'n drankoffer uitgegiet, nee, maar dit staan nou nie daar nie. Ek dink dit dood beteken dood eenvoudig, daar was 'n tyd dat my lewe vol was, vol van die Heilige Gees, vol kennis, vol mense rondom my,
vol ywer en passie en so. Maar nou het ek oud geword. En ek het baie myle op. 3 sendingreise. 5 keer na Jerusalem toe. Hoeveel keer in die tronk? 2 keer in die see, skipbreek. Hoeveel keer gegeesel? Toue met ystertjies aan wat die vleis uit jou ruk. Dae sonder kos, nagte koud. Alles het hom gebreek. Hy sê, die Gees sê vir hom, dis nou die tyd van die uitgieting. Dis nie meer die tyd van volmaak nie. Jy word swak, jy word afgetakel na jou liggaam. En Paulus maak vrede daarmee. Hy sê, is goed so. Ek het 'n tyd van volheid gehad, maar daar kom ook 'n tyd in ons lewe van leegtyd, van min word, waar alles skraal word. Jy kan ook nie meer so goed onthou nie. My skoonpa het altyd gesê, as hy maar net kan onthou wat hy als vergeet het, was hy van die slimste mense op aarde. As hy maar net kan onthou wat hy vergeet het. In jou korttermyn, jy kan eintlik niks meer bære nie. So hy's heeltemal tevrede dat hy uitgegiet word, sy liggaam. In 2 Korinte 4 skryf hy wel ook van 'n ander waarheid wat hy sal bly onthou het, en dit is, ja, soos wat die liggaam afgetakel word en ek oud word, en hierdie doring in die vlees, wat 'n siekte dit ook al mag wees, om so pynig, soos hierdie dinge aangaan, gebeur daar 'n ander wonder in sy lewe. En dit is dat sy gees en sy innerlike mens, dag na dag, sterker word. Liggaamlik gaan jy agteruit, smelt weg, maar hier binnekant is die geloof net groter en magtiger en sterker. En so help die Here ons om te bly staan. Ek dink aan Dries Skutte, besoek ek hom daar in die intensief in Wilgers vir hele paar keer. Hy het hartprobleme gehad. Ek sien nie vir Bets vanmôre hier nie. En wat doen Dries as ek daar kom? Hy begin vir my psalms opsê. Ek kry nie gelees nie. Hy ken die psalms uit sy kop. Hy sê hulle aan mekaar op. Die Here versterk hom daarmee. Iets wonderbaarliks, né? Iemand anders het my gesê, Manie van der Skyf, as hy op die sterfbed lê, dan sê hy, Klaas, ek is op pad uit. Ek weet ek gaan nou heen. Ja. Dries sê die een psalm na die ander op, hy het 'n geweldige geheue gehad. Paulus sê, ek word uitgegiet. Maar sê hy onmiddellik daarby die tweede woord wat die Gees hom gee is, en dis 'n positiewe woord. Hy sê, ek word losgemaak. Ek staan eintlik op die skip, of ek staan op 'n boot, en ek gee die bevel, maak los die ankertoue, sodat ek kan wegvaar. Waarheen wil hy wegvaar? Die Grieke het geglo, as jy sterwe, dan klim jy op 'n bootjie en dan gaan jy Hades toe. Maar dit is 'n hellevaart. Want langs die pad is daar slange en daar is krokodille en daar is drake. Jy's net gelukkig as jy in die doderyk uiteindelik aankom. Een groot verskrikking. So het die Grieke geskryf in hulle mitologie. Maar Paulus sê, ek word nou los. Ek word losgemaak, my bootjie vaar weg. Ek gaan na Christus toe. Ek hoef nie meer so bekommerd te wees oor al die gemeentes nie. Oor Timotheus en Lukas en almal wat ek opgelei het nie, Silas en wie ook al almal nie. Die Here maak my nou los. Ek kan nou na hom toe gaan, ek kan by hom wees. Dit laat my dink aan, my ma was 85 jaar oud, toe het sy hier 'n vreeslike knop gekry. En in Middelburg, by die hospitaal daar, sê die dokters toe, dit is kanker wat nou 'n bal gevorm het, so groot soos 'n rugbybal. Dus kan dit nou nie glo nie, maar maag het net so gestaan. Maar die dokters wil vir haar niks sê nie, en ek het toe nou vir die dokters gaan vra wat aangaan, hulle sê toe vir my is kanker. En ek gaan toe na my ma toe, 85, en ek sê vir haar, ma, ek gaan nou maar vir ma sê, want ek dink ma moet weet, wat gebeur. Ek sê, ma, het kanker en die einde is hier. Sy sê, ou Klaas, jy het vir my die beste nuus in my lewe gebring. Ek gaan huis toe. Die beste nuus in my lewe. Nou ja, dit is die beste nuus wat Paulus kan kry, né? Ek vaar weg, ek gaan na Christus toe. Want daar's net een ding wat ek wil weet, en dit is om by Christus te wees en Christus te ken.
Nou, baie van ons moet oud word voordat hierdie twee woorde regtig vir ons in ons lewe betekenis kry en dat ons verstaan, ek word uitgegiet, ek word minder gemaak. My gees groei wel, maar my liggaam kwyn weg en word afgetakel. En dis 'n losmaakproses. Die ankertoue op die kaai word losgemaak. Ek gaan wegvaar, ek gaan na Christus toe. Maar partykeer is ons 30, 40, dan kom hierdie dinge oor ons. En dan moet hierdie twee woorde ons troos om by Jesus te wees. Goed, as Paulus nou terugkyk oor sy lewe, dit is waar sy situasie vandag is, in Rome, by sy huurhuis. Die tweede verhoring is kort om die draai. As hy terugkyk op sy lewenspad, wat sien hy? Watter bergtoppe sien hy? Wat was die kern van sy lewe? En wat moet die kern van ons lewe wees? Hy sê in die eerste plek, as ek terugkyk, het ek die goeie stryd gestry. Goeie stryd gestry. Hy sê ek het die wedloop voltooi wat die Here my gegee het. Ek het die geloof behou. Net daai 3 dinge is belangrik in die lewe. As jy dit kan doen, volmaak. Ek het die goeie stryd gestry. Jy kan besluit dat jy vir die Here werk, van kleins af in die skool. Die regte pad loop onder jou maatjies, hulle van die Here vertel, van jou vertroue in die Here en hoe die Here vir jou sorg en julle gesin sorg, hoe die Here vir pappa weer 'n werk gegee het of vir mamma, en hoe die Here vir julle kos gee en 'n huis gee. Jy kan die goeie stryd stry onder jou maatjies. Jy kan in jou klein groep aktief werk. Jy kan in die koöperatiewe wêreld waar jy 'n direkteur is, dan kan jy 'n stuk lig en 'n stuk sout wees, wat lig en wat waarheid bring. Om 'n Christen te wees is altyd swaar. Mense sal jou altyd beledig. En sê, wat 'n kaf praat jy nou, ensovoorts. Paulus sê, ek het vir die goeie gekies, ek het vir Christus en sy koninkryk gekies, en ek het daarmee volgehou. Dit was my roeping, dit was my visie. Elke dag wil ek die goeie doen wat reg is. Of jy kan besluit, wel, ek gaan steel. En steel is alself 'n bietjie moeilik, maar dan moet jy jou hele lewe lank stry om uit die tronk uit te bly, nie waar nie. Of ek kan 'n bom om my gespe as 'n moslim, en ek kan nou tussen 'n groot klomp mense inloop in 'n stadion en myself opblaas en dan miskien die 70 vroue kry wat hulle beloof vir my in die hemel eendag daarna. Maar ek het eintlik niks daarvan nie, nee. Of ek kan konkel en ek kan kil hier op aarde, en ek kan met 'n slegte gewete lewe, wat 'n vreeslike stryd is hier op aarde, en 'n pyniging. So jy kan kies wat jy wil lewe. Ons het dit gelees in die 3de hoofstuk. Paulus sê, ek het vir die goeie gekies, en ek en jy, waarmee is ons besig vandag? Wat doen ons? Waaruit bestaan ons dagprogram? Waarvoor staan ons op? Waarvoor veg ons? Wat se pyn en lyding het jy vir Christus? Ek hoor nou by die Taalfees in Stellenbosch, is daar 'n professor Yuri van der Heever, ek dink sy van is van der Heever, wat nou net so 'n dik boek gaan skryf oor 1500 foute wat in die Bybel is, en onmoontlikhede wat in die Bybel is. Nou dink nou net wat 'n vreeslike stryd het die man nou nie, om die 1500 foute in die Bybel te vind, en dit te probeer weer lê nie. En Sakkie Spangenberg en hoeveel ander mense wat een groot stryd het om die Bybel af te breek en te sê dat Christus nooit bestaan het nie, en dat hy nie kon opstaan nie, ensovoorts, ensovoorts. Jy kan besluit dat jy so 'n stryd wil stry. En op die ouend, soos Paulus hier sê, kil jy jouself, jy bedrieg jouself, en jy bedrieg ander. Of jy kan besluit, ek leef vir my Here, die Here het my gegryp, dit wat in die Bybel staan, moet ek in sy konteks verstaan, maar die Here praat met my as ek die Bybel lees. Mense sê vandag, charismatiese kerk en so, en jy moet fyn luister, jy moet die stem van die Here hoor. My lewe lank het die Here met my baie duidelik gepraat as ek die Bybel lees.
probleme wat ek het, dinge wat ek moet uitsorteer, met eens word dit helder. Ja, dit is wat die Here wil hê, jy moet doen. En dit is die Heilige Gees wat jou verlig en die Heilige Gees wat jou help. Ja, en soms in praktiese beslissings, moet ek die kant toe of moet ek die kant toe, Here, dan bid jy daaroor en jy wag totdat jy oortuig word. Dit is die pad wat jy moet gaan en dan kan jy sê, die Here het my gehelp en die Here het my gelei. Maar kies vir die goeie. En dan sê hy, my wedloop is feitelik voltooi. Nou hoe het Paulus op sy wedloop gekom? Julle ken dit baie goed. Op pad na Damaskus toe, Handelinge 9, het daar 'n geweldige lig uit die hemel gestraal. Hy sê, sterker as wat die sondig is, en hy het 'n stem gehoor, en die mense saam met hom in die lig gesien, maar hulle kon nie mooi die woorde van die stem verstaan nie, maar die stem het gesê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy het gesê, Here, wat wil jy hê moet ek doen? En die Here het gesê, gaan na Ananias, die profeet toe, hy sal jou weer laat sien, en hy sal jou sê wat om te doen. Paulus het by Ananias gekom, en Ananias het sy oë oopgemaak, deur sy hande daarop te lê, en die Heilige Gees het Paulus vervul. Hy het sy sondes laat afwas in die doop, en hy het saam met Jesus opgestaan in 'n nuwe lewe, en daarna was hy onkeerbaar. Hy is op 'n wendpad geplaas, die gemeente, die Heilige Gees in die gemeente het gesê, gaan Asië in, gaan Europa in, gaan na elke dorp en stad toe, gaan verkondig die evangelie. Wat 'n wedloop. Maar hy het dit gedoen. Weer gegaan. Oral gemeentes gestig. En nou sê hy, ek het by die wenstreep gekom, ek het my taak voltooi. Hoe het ek dominee geword? Ek het dit nou al vir julle vertel. Baie van julle sal weet, en toe ek 6 jaar oud was, het ons op 'n myndorp gebly. My pa was 'n myner, steenkoolmyner. En my ma het my gestuur om by Van Dyksdriftstasie, waar die trokke saamkom, die stasie, die mense klim daar op en af, skoene te gaan haal wat ons laat regmaak het. Ons het daai tyd nie sê skoene gekoop nie, jy maak hulle reg. En ek het gestap om die skoene te gaan haal. En nou toe sit moet kom, ek vat die kort paadjie hier deur die veld, en dit is omtrent winter, Junie maand of so, die gras is lang, en dan val hulle so om op die paadjie, en dan skop ek hulle so in die paadjie, en ek loop nou maar so, en hier sien ek 'n boksie vierhoutjies. En nou maak ek die gras by mekaar, so by mekaar 'n hoopie, en dan steek ek hulle aan die brand, en trap ek hulle weer my kaalvoete dood so. Sonder dat hulle my nou brand vinnig. En dan gaan ek weer aan, dan steek ek weer 'n klompie in die brand. Maar toe kom daar 'n wind. En die wind gryp daai vlammetjie en die hoë gras, en hy's reguit na die bloekombos toe. Nie ver van ons huis nie, so 200 meter was 'n bloekombos. En die vlamme vat daai bloekomblare. Ek het nie verder skoenmaker toe gegaan nie, ek het omgedraai huis toe, en ek het by die eetkamervenster gaan kniel, en ek het sê, Here, as daai vuur nou doodgaan, dan word ek 'n dominee.